Goeiemôre, good morning. Inderdaad, wat 'n wonderlike woensdagoggend en wanneer dink julle gaan die weer verander? Nie uit nou verbeter. Ek seker na vandag gaan hy bietjie warmer word. Effens. Ja, die son loer. Maar ek's bitter bly oor al die water, ek moet sê. Ja, ek dink die boere is ook bly Baie, baie, baie. Nee, die reserves moet opgebou word. Jy weet nooit wat die toekoms inhou nie, maar ons gaan nie pessimisties raak nie. Ons gaan heerlik kuier. Ons gaan beslis. Dit het soveel gereën dat mens dalk gedink het ons het 'n boot nodig hier oor die naweek want die reën het so sideways na my huis toe gekom. So gepraat van bote, op hierdie dag in 1928 was die kortfilm Steamboat Willie bekendgestel en dit was ook die eerste Mickey Mouse rolprent met klank. Oh, Mickey! Oulik. Dit was grondverskuivende werk Dit vir was, daardie nee, tyd. dit was. Maar ja, van een boot na hierdie boot en ons is reg om die waters in te vaar op hierdie woensdagoggend. Hier is waar jy kan uitsien ons die heerlike lekker program en Arnold gaan gesels met François Bonici oor sy ongelooflike Under Ice swimming avontuur. Die strong man of kragman Kellen Mills vertel ons wat dit verg om onder andere goedjies te doen soos om 'n trok te trek op 'n woensdagoggend. Ons maak 'n draai by Leios se sopkombuis. Dr. Mary Shuttleworth sluit by ons aan om meer te vertel oor Youth for Human Rights en Christian Bartman. Christian, jy weet ek wou baie fancy klink met Christian. Hy sluit vir ons 'n heerlike woensdagoggend af met sy musieke. So hierdie ene wil jy nie mis nie, maar vir eers is dit oggendpraatjies. Ooh, ek love die oggendpraatjies. Ja, ek gaan sommer afskop vir oggend. Dink julle kan die verskil proe tussen gedistilleerde water en gewone kraanwater? Ja. Ek dink ook so. Daar is vir my verskil in die smaak. Ja, daar is ook van die verskillende handelsmerke van water. Daar's een wat ek nie sal drink nie, maar dan is Kan jy daar hom proe? ek kan die verskil proe, maar that one that I won't drink is like severely not drinkable. Ek gaan nou Anyway, ons water gaan dit proe. nou nie hier noem nie. Well, Stellenbosch's historic Lanzerac wine estate has launched the world's first fine water tasting room at the library, turning the spotlight on ultra premium waters instead of wine. Now, partnering with the Fine Water Company and water sommelier Nico Pieterse, guests can enjoy a 45-minute guiding tasting of 6 waters, 3 still, 3 sparkling, comparing clarity, aroma, texture, and minerality. The session costs R295 per person. Rare selections include Romania's Douro, Italy's Marcia, Finland's Veen, Germany's Nevas, Australia's Three Bays, and Norway's Lofoten, with some bottles costing over R3,000. The tasting emphasizes education, showing how source, mineral content, pH, and even micro bubbles influence flavor and texture, elevating water from a daily necessity to a mindful indulgence. Daar het julle dit nou. Water is die nuwe ding. It's the new status symbol. You'll ask someone, so have you been to a water tasting at the library at Lanzerac? No, but I just want to know that bottle of water that costs about $3,000. Is daar wyn aan die einde van daai bottel of onder aan daai bottel? Wel, ek het gelees dat hulle dit ook doen met kos en dan 'n wyntjie hier en daar en dat die water nou it amplifies the taste and the experience of the wine. That I can kind of understand. But a water tasting, Elsa, you don't look convinced either. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit is vir my so 'n bietjie wat ek dink jy alhoewel daar tog 'n verskil in die smaak is dit baie min, nê? Ja. Dit hang seker maar af. Ek weet nou nie na watter handelsmerk jy verwys nie. Ek gaan na die tyd by jou uitvind. Ek dink 'n paar mense voel so oor 'n wynproe. Na die Ja, tweede nee. wynproe alles wel Ek dieselfde. stem. Maar ek dink dit is natuurlik nou baie it's very fashionable now to do this water tasting, and a water sommelier is now really something that people study towards. They get all of the information about what the various factors are that change the taste of the different waters and where they come from. And I mean, listen to the names of those waters. It sounds like premium wine. Ek gaan van opinie verander en sê ek's in, Ja. want daarna sal jy steeds kan bestuur.
Ja, well beslis. Daar done. is vir jou die positiewe punt. Ja, klink na 'n plan, Elsa. Nou ja, toe. Ek sal saam met julle die water ding gaan doen, net om te sê been there, done that en ek weet ook waar dit gaan. Maar luister dames en almal van julle daar by die huis, ek het baie goeie nuus vanoggend. Ja. Elke donker wolkie het 'n goue randjie, want julle onthou ons het oor Beverly gesels, né? Die geliefde winkelpop kunswerk daar van New Bethesda, net dis kan die uilhuis. Sy is weer veilig terug in haar plaasdaam na 'n onverwagte weeklange avontuur. In 'n verklaring sê New Bethesda Toerisme dat Beverly wel sonder toestemming verwyder is. En al was daar geen kwaadwilligheid nie, was dit nie reg nie, maar wat het dan nou eintlik gebeur? Konstruksiewerkers Quentin Potgieter en Morney van Zanten vertel dat hulle Beverly tydens die rugby as 'n grappie verskuif het. Maar toe ry 'n kollega per ongeluk met haar weg. Die volgende oggend, toe hulle sien hoe groot die opskudding is, besluit hulle om dinge reg te stel en sommer iets mooi van die situasie te maak. So Beverly het 'n Karoo avontuur begin. Hulle het haar op 'n uitstappie geneem deur Graafrenet, Jansenwil, Klipplaat en Stytlerwil sodat sy kon toer en sommer die klein ondernemings langs die pad 'n bietjie blootstelling gee. Hulle het selfs beplan om haar aan Joseph, die manlike winkelpop by die Royal Hotel voor te stel. In 'n nuwe groen en wit skommers rokkie het Bev oral vir foto's geposeer terwyl sy teen skemer stilweg huis toe teruggebring is en in die koue plaasdam teruggesit is. Vir haar skepperkunstenaar Rydo Greef het hulle 'n geskenkpakkie agtergelaat, insluitend 'n T-hemp met die woorde Mission Bev and Joe. Hoe mooi is dit? New Bethesda weet nie wat ons weet nie. Is ook daar op die T-shirt. Vandag staan Beverly weer trots waar sy hoort, gereed om besoekers te verwelkom, fotogeleenthede te gee. En nou weet New Bethesda wat ons ook weet. Kyk, as dit per ongeluk was, het hierdie manne verseker nie deelgeneem aan 'n waterproe situasie nie. Verstaan jy? Dit was dalk 'n bietjie verder weg. Yeah. I also think that Goeiemorgen, Good Morning is got a lot to do with Definitief. die blootstelling wat Bev nou gekry het om terug te gaan Dink jy huis toe so? en terug versorg te wees waar sy hoort. So baie dankie dat julle so mooi geluister het en ons mooi gekyk het en nou is Beverly terug waar sy hoort. Baie dankie. Daai stoutigheid was nou oulik en baie nice. Ja. En al was julle skuldig, julle het die storie baie mooi omgedraai. Yes. Want hulle het nou begin dink, wat gaan nou gebeur as Beverly op ons Facebook of sosiale media platforms kyk, mense was nou dadelik een by mekaar sit. Verstaan? So vat haar eerder terug voordat die konstruksie ook daarmee heen was. Voordat jy aangekla word van winkelpop ontvoering. Wel, New Bethesda, imagine sy het opgeëindig in Uniondale, langs die pad. Dan sou sy spook weer haar dalk lewing gemaak. teruggekom het nie. Dan was Beverly ook daarmee heen. But I think it's a lovely story because it really kind of it gives a lot of exposure to the tourist attractions in the Karoo and those little towns that people kind of forget about. I mean, New Bethesda ken ons, maar Stytlerwil, ek dink ek en Pieter was Ons was al al in altyd daar. Stytlerwil, Maar dit is Jansenwil. klein dorpies waarvan mense nie regtig weet nie. So maybe this was all just En a lekker big dorpies, maar ek dink Beverly is nou vasgesement in die dam. Gaan net die bolyf saamvat. Beverly, ons hoop jy kyk saam vanoggend van daai plaasdam af. Bly net waar jy is. Ons gesels verder net hierna. Elsa het 'n baie interessante gesprek wat volgende opkom. So maak seker jy gaan nêrens nie. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning.